Ons skriflesing is Genesis 45 vanaf vers 16 tot 28. Verlede week het ons opgehou by vers 15. Ons maak die hoofstuk van môre klaar. Genesis 45 vanaf vers 16 tot en met vers 28. Dis die goeie terugstuur van die broers en Josef het homself nou bekend gemaak aan sy broers. Dit was die hoogtepunt. Kom ons kyk wat ons vanoggend hierin kan leer. Terwyl jy so sit, kom ons maak ons harte stil. Ek gaan vra dat jy net die hoofde sal buig. Ons praat met die Here en ons vra dat hy met elkeen van ons sal praat deur sy woord. Ons hemelse Vader, groote God, almagtig is U. In U wese is daar vir ons geen een wat met U vergelyk kan word nie. Ons wil U loof en ons wil U prys. En dit is goed om die woord te gebruik, om die Bybel te gebruik wanneer ons U dank, wanneer ons U loof. Daarom wil ons saam met die profeet Jesaja vanoggend sê, daar in Jesaja 63, ek sal die goedertierenhede van die Here prys, die roemryke dade van die Here, ooreenkomstig alles wat die Here aan ons bewys het, en die veelvuldige goedheid jeens die huis van Israel, wat hy aan hulle bewys het, ja, na sy barmhartighede en na die grootheid van sy goedertierenhede. Want hy het gesê, hulle is tog my volk, kinders wat nie sal lieg nie, so het hy dan vir hulle 'n heiland geword. In al hulle benoudheid was hy benoud. En die engel van sy aangesig het hulle verlos. Deur sy liefde en deur sy medelyde het hy hulle verlos. En hy het hulle opgehef en hulle gedra al die dae van die oudheid. As ons vanoggend bymekaar is dit goed om te weet, net soos wat u volk gedra het in die oudheid, dag na dag, sê die Nuwe Testament ook, dag na dag dra hy ons. U genade is vir ons opgestapelde genade. En ons maak vanoggend die Bybel oop by 'n ou gedeelte. Hoe kosbaar om te weet, hierdie is nog steeds van toepassing. Dit is nog steeds vir ons nuttig. En ons wil graag leer. Ons wil graag weet wat u vir ons daarin wil sê. Daarom buig ons voor u. En daarom wil ons nou willekeurig ons harte, ons gedagtes rig op u woord, en ons wil bid, spreek Here, u diensknegt en u diensmaagd luister. Amen. Kom ons lees Genesis 45 vanaf die 16de vers. Toe die gerug in die huis van Farao gehoor word dat Josef se broers gekom het, was dit goed in die oë van Farao en van sy dienaars. En Farao het met Josef gespreek, sê aan jou broers, doen dit, laai julle diere en trek weg na die land Kanaan, en gaan haal julle vader en bring julle huisgesinne en kom na my toe, dan sal ek julle die beste van Egipte land gee, en eet die vettigheid van die land. Jy kry dan bevel, doen dit, neem vir julle uit Egipte land waans, vir julle kinders en julle vroue, en vervoer julle vader en kom. En julle hoef geen spyt te hê oor julle huisraad nie, want die beste van die hele Egipte land is julle sin. Die seuns van Israel het toe so gedoen, en Josef het vir hulle waans verskaf, volgens die bevel van Farao, en hulle padkos gegee vir die reis. Hulle het aan hulle almal, man vir man, 'n stel nuwe klere gegee, maar aan Benjamin het hy 300 sikkel silwer en 5 stel nuwe klere gegee. En net so het hy ook aan sy vader gestuur, 10 esels gelaai met beste goed van Egipte, en 10 eselinne gelaai met koring en brood en voedsel vir sy vader op die reis. Daarop het hy sy broers weggestuur en hulle het vertrek. En hy het aan hulle gesê, moenie vir mekaar kwaad word op die pad nie. En hulle het opgetrek uit Egipte en in die land Kanaan aangekom by hulle vader Jakob. Toe hulle vir hom vertel, Josef lewe nog, en dat hy regeerder is in die hele Egipte land, het sy hart beswyk, want hy het hulle nie geglo nie. Maar toe hulle hom al die woorde van Josef te kenne gee, wat hy met hulle gespreek het, en hy die waansien, wat Josef gestuur het om hom te vervoer, het die gees van Jakob, hulle vader, lewendig geword. En Israel het gesê, dit is genoeg, my seun Josef lewe nog, ek sal gaan en hom sien, voordat ek sterwe. Tot daar lees ons in die onfeilbare woord van die Here.
Vers 26 is die gedeelte waar ek die tema gekry het, Josef lewe nog, dis waaroor ons vanoggend met u gaan gesels. Josef lewe nog. Wat 'n goeie nuus, wat 'n blye tyding om oor te dra. Nou die woord goeie nuus is wat ons ken as evangelie. Die woord evangelie kom van die Griekse woord evangelion. Almal wat die Griekse taal ken sal weet dat die EU voorvoegsel beteken goed of mooi of reg. Dit is eintlik goed, aangenaam. So die woord, en dis 'n samevoegsel tussen goed en angelos, wat beteken 'n boodskapper, of 'n boodskap. So dis goeie nuus of 'n goeie boodskapper kan dit ook vertaal word. In die Nuwe Testament verwys dit nie net sommer na goeie nuus wat oorgedra is nie, want die woord was dikwels gebruik vir oorlog. As daar 'n oorlog of 'n of ander skermutseling was en een van die manne hardloop terug om te kom vertel ons het die oorlog gewen, dan sê hulle hy het evangelie gebring, hy het goeie nuus gebring. In die Nuwe Testament verwys dit nie net sommer na goeie nuus nie, maar die apostels het aan hierdie woord die diepte gegee, die betekenis gegee van die oordra van die evangelie. Die goddelike dimensie wat daarmee saamgaan. Die oordra van die boodskap van die Here Jesus, dat die Here Jesus lewe. Hy het die dood oorwin, hy het die hel oorwin, daarom kan elkeen wat in hom glo lewe. Dis die evangelie in 'n neutedop. Vir Jakob, wat nou in Kanaan moes wag op die terugkeer van sy 11 seuns, was dit evangelion. Dit was goeie nuus om te hoor dat sy seun Josef lewe. Aanvanklik het hy dit nie geglo nie. En dit herinner ons, as jy nou die parallel wil sien tussen die goeie nuus dat Jesus opgestaan het, die goeie nuus dat Josef nog lewe, herinner ons daaraan dat dit dieselfde reaksie was van die disippels. U onthou hoe die engel vir die vroue gesê daar by die graf, Lukas 24 vers 6, hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Dit beteken, kyk na die bewyse, julle soek nou die lewende by die dooies. Julle onthou die geleentheid. So die vroue kom toe in hulle hardloop en hulle gaan sê dit vir die disippels. En in vers 11 van Lukas 24 lees ons, en hul woorde het vir die disippels na onsinnige praatjies gelyk en hulle het hulle nie geglo nie. So aanvanklik was die disippels ook ongelowig oor die opstanding van die Here, net soos wat Jakob ongelowig was oor die feit dat Josef nog lewe. Beide Jakob en die disippels het egter, na mate hulle die bewyse gesien het hulle tot geloof gekom. En vandag sien ons dat die evangelie na ons toe kom. Die evangelie praat ek nou van die dood en die opstanding van die Here Jesus. Hierdie evangelie waarvan ons praat, ons sien dieselfde hier. Baie mense hoor dit, wil dit nie glo nie. Ons moet hulle op 'n manier wys. Ons moet vir hulle 'n manier gee om die Bybel dan aan hulle oop te breek. En met die hulp van die Heilige Gees kan ons so mense na die lig toe bring en tot die lig bring soos wat die ou mense gepraat het. Nou ons verhaal, die gedeelte wat ons dan nou behandel vanoggend, die laaste deel van hoofstuk 45, gaan ons help om soos Jakob te reageer. Ek dink dit is 'n goeie reaksie op die evangelie. Jakob se woorde, ek sal gaan en hom sien. Aanvanklik geskrik, ons gaan daaroor praat, maar sy laaste reaksie in hierdie hoofstuk is, ek sal gaan en hom sien. Ek wil na hom toe gaan. Nou ons gedeelte is 'n diep simboliese gedeelte. Ek gaan elke keer die parallel trek met die evangelie, want die feit dat Josef lewe, die feit dat Jesus lewe, daar's vir ons baie parallelle in hierdie gedeelte, maar daar's 3 hoofgedagtes waarby ons vanoggend gaan stil staan. Want die fokus is nou vanmôre op Jakob, die aartsvader, en dan sy seuns, wanneer hulle saam vir ons vertel word, daar is 3 nuwe goed wat hulle kry. Die eerste gedagte is, Jakob se familie kry 'n nuwe toekoms. Die tweede gedagte is, Jakob se familie kry nuwe klere, en die derde ene is, hulle kry 'n nuwe hart. Elkeen van die 3 gaan ons vinnig bespreek. So kom ons kyk na die eerste een. Jakob se familie kry 'n nuwe toekoms. Die oomblik toe Josef sy broers terugstuur, en hulle kom nou daar by die huis, het hierdie nuwe toekoms vir hulle aangebreek. Ewe skielik is daar hoop, ewe skielik is daar voedsel, daar's eintlik 'n oorvloed van al die lewensmiddels wat vir hulle aangebreek het. Onder andere kon hulle nou in 'n verhouding met Farao kom. Nou dink saam met my. Hierdie klein groepie manne
wat Josef vroeër beskuldig het as spioene. Hy het dit nou met 'n doel gedoen. Hy het nie regtig gedink hulle is spioene nie, want hy het hulle herken. Maar hulle was maar net 'n groepie, soos baie ander mense uit baie ander wêrelddele gekom het om kos in Egipte land te kom haal. So het hulle ook maar net gekom om kos te kom haal. Wat is die kans dat hulle ooit in 'n verhouding met Farao sou staan? Wat is die kans dat hulle ooit enigsins met Farao iets te doen sou hê? 0, want Josef het hierdie aspek van Farao se koninkryk beheer, geadministreer. Hulle sou nooit enige iets met Farao te doen gekry het nie. Maar nou lees ons. Deur Josef, vers 16. Toe die gerug in die huis van Farao gehoor word dat Josef se broers gekom het, was dit goed in die oë van Farao en van sy dienaars. Hierdie guns wat hulle by Farao kry, die manier waarop hy hulle behandel en wat hy vir hulle guns verleen, weerspieël die groter voorreg wat kinders van God deur geloof in die Here Jesus natuurlik ontvang om met God in 'n liefdevolle verhouding te staan. Sien jy die parallel? Josef is vir ons weer nou die tipe of die beeld van die Here Jesus. Deur hom en deur dit wat hulle aan hom nou verskuldig is, word hulle met Farao verbind. Soos Jakob se familie beweeg kinders van God as mense wat God dikwels sien as daar ver. Jy weet, ons bid en ons sing, maar God is daar ver. Maar deur die Here Jesus het daar vir kinders van God 'n werklikheid geword dat God naby gekom het. En dat God nie daar ver is nie, maar ons leer hom ken as 'n sorgsame Vader. Ons sien hom as die een wat ons lewe rig, wat vir ons 'n toekoms gee, wat vir ons hoop gee, wat ons seën, wat ons elke dag dra. Hy kom naby. Daarom bid ons ook dikwels. Ek bid vir mense wanneer ek by hulle huisbesoek doen, dan sê ek, Here, dat U 'n God van naby vir hulle sal wees, dat U nie daar ver sal wees nie, dat hulle U sal ken en met U sal loop. Johannes stel dit so mooi, Johannes 1 vers 12. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Hulle wat in die naam van die Here Jesus glo en gered word deur hom, kinders van God, nie vreemdelinge nie, nie daar ver nie, kinders van God. Nou daar's 3 goed wat ons hier moet raak sien en ek wil hulle vinnig vir u noem. Die eerste enetjie is Josef stuur sy broers uit. Hy stuur hulle huis toe met geskenke, vers 19. Dis nou die woorde van Farao. Hy sê vir Josef, jy kry dan bevel, doen dit. Neem vir julle uit Egipte land waans vir julle kinders en julle vroue en vervoer julle vader en kom. Interessant dat deel van hierdie geskenke was die waans, die vervoermiddele wat hy gestuur het om die familie te bring na Egipte land. En die geskiedenis, as u dit wil gaan opsoek, is u welkom. Egipte land was die enigste nasie op hierdie tydstip wat waans gehad het. Interessant, né? 2-wiel en 4-wiel waans. En hulle het normaalweg, was dit nie soos 'n koets of iets waarop mense gesit het nie. Normaalweg was dit om goedere te vervoer, maar die swakkes wat nie kon loop nie, dis hoekom hy gesê het vir die vroue en die kinders, hulle kan op die waans ry. Stuur waans dat hulle kan kom. So dis deel van die geskenke wat hy gestuur het. Vers 21 het ons ook gelees. Die seuns van Israel het toe so gedoen. En Josef het vir hulle waans verskaf volgens die bevel van Farao en hulle padkos gegee vir die reis. Mooi, die goeie guns wat Farao bewys. Nou die kommentator Ian Duguid, hy sê die volgende: God's chosen family had been reduced to just one more group of wandering fugitives. Hulle was maar net nog 'n groepie mense wat kos gesoek het. Refugees seeking food in order to survive. Soos die res van die wêreld was hulle ook maar net 'n groep mense wat kos gesoek het en wat wou oorleef. But now, following the revelation of Joseph's identity, that very family was quickly elevated from poverty to riches. Dit klink amper soos 'n prosperity preker, nee, prosperity preacher. Want hierdie familie wat nou, hulle moes letterlik skraap om aan die lewe te bly, het nie kos gehad nie. Maar deur Josef se verbintenis, deur Josef word hulle nou met Farao verbind en kry hulle geskenke. Farao se opdrag, vers 17. Farao het met Josef gespreek, sê aan jou broers, doen dit, laai julle diere en trek weg na die land Kanaan. So daar is 'n
Farao se opdrag vir Josef. Josef, dit is wat jy gaan doen. Jy gaan waan stuur, jy gaan vir hulle geskenke stuur, stuur genoeg dat hulle kan kom. Nou hierdie daad is 'n beeld van hoe die Here vir sy kinders sorg. Onthou, Jakob en sy hele familie is die beeld van die kinders van die Here. En God sorg vir hulle, nie net geestelik nie, maar ook in 'n materiële sin. Dis ook maar gesê het, as ons bid vir die siekes, ons kan vrymoedigheid neem om te bid vir mekaar. Dis nie te sê die Here gaan dit doen nie, want hy het sy plan, maar ons kan vrymoedigheid neem om te vra. Selfs te midde van allerlei soorte beproewinge, sê Paulus in Filippense 4 vers 19, en my God sal elke behoefte, dit dek alle behoeftes wat ons mag hê, my God sal elke behoefte van julle vervul, na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Nie elke begeerte nie, elke behoefte. Ons kan dit na die Here toe bring. En dan sien ons ook in vers 20, waar Farao sê, en julle hoef geen spyt te hê oor julle huisraad nie, want die beste van die hele Egipte land is julle sin. Die 2020 vertaling sê, julle moenie trane laat loop, dink ek, sê hy, oor julle besittings daar nie, of oor julle gereedskap nie, want dis nie goed wat hulle nie alles sou kon bring nie. Jy kan vir jouself dink, as hy waan stuur om hierdie klomp families, of hierdie klomp gesinne, een familie klomp gesinne te vervoer, nie alles sal kan Egipte land toe kom nie, en hy sê, julle moenie spyt wees oor dit wat julle agterlaat nie. Hoekom nie? Want die beste van die hele Egipte land is julle sin. Dis Farao se gesindheid teenoor hierdie familie. En dit herinner ons aan die gesindheid wat ons moet hê teenoor ons aardse besittings. Ons sloof ons af vir ons huis, of vir ons motor, of vir wat ook al, hierdie aardse besittings, en dis goed en dis reg. Ek het al baie keer gehoor, mense wat hierdie ding verstaan, hulle sê vir mekaar, jy weet, ek gaan nie goed hemel toe vat nie, maar ek wil dit daarom oppas, sê mense baie keer vir my. En ek is 100% daarmee saam, want 'n mens betaal baie geld vir jou motor of vir jou huis, en jy wil hom oppas, want dit is wat die Here vir jou gegee het. Maar onthou, ons moenie verknog wees daaraan nie. Ons moenie dink, dit is ons heil, dit is al wat vir my vreugde en plesier verskaf nie. 'n ander ding wat ons moet oplet, is nie net die geskenke wat hy gegee het nie, maar Josef beloof ook 'n nuwe blyplek vir sy familie. Farao het vir hulle gesê, vers 18, en gaan haal julle vader en julle huisgesinne en kom na my toe, dan sal ek julle die beste van Egipte land gee, en eet die vettigheid van die land. Egiptenaars was nie kleinveeboere nie. Dit was vir hulle ewel. Nou sê Farao, hy sal vir hulle die beste gee. Die streek Gosen was waar hulle toe gevestig is. Dis langs die Nyl Delta, nog steeds vandag 'n baie oorvloedige streek, waar daar minerale nedersettings of neerslae is, in al hierdie rykdomme is daar. Nog weer eens, 'n bewys dat vir die kind van God is daar 'n blyplek. 'n hemelse woning, wat deur die Here Jesus voorberei is, waar ons ewige lewe sal hê, maar die seun van God sal daar wees. Dink mooi, as die Here Jesus sê in Johannes 14 vers 2 en 3, in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan en vir julle plek berei, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Die parallel is tog duidelik. Ons moet lewe met ons oë op die wolke, wagtende vir die wederkoms van die Here, maar ons is nog op aarde, né? Daarom moet ons huisraad en ons besittings oppas. Ons is rentmeesters, maar ons moenie verknog wees daaraan nie. Want ons eintlike mikpunt, ons uiteindelike doel, is om saam met die Here Jesus te wees. Openbaring 22 vers 1 en 2, so ietsie van die rykdom wat op ons wag. Ek dink dit is 'n gedeelte waar Johannes die gordyn so 'n bietjie wegtrek in die boek Openbaring. Hy het my getoon 'n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam. In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe, wat 12 maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot genesing van die nasies. Rykdom, oorvloedige genesing en al hierdie dinge is daar. Met ander woorde, daar gaan geen siekte of dood of iets wees nie. Want dis die blyplek wat Jesus voorberei, die woonplek vir sy volk. Maar 'n derde ding wat hy vir hulle in die toekoms stel, is dat Jakob se huis word geseën as gevolg van Josef. Hulle word ook geseën. Kyk nou na die seën in Egipte as gevolg van Josef. Dit het gekom
omdat Josef daar was, het hulle nou goeie blyplek. Hulle word versorg as gevolg van Josef. Ek herinner my aan Charles Spurgeon, wat by geleentheid gepreek het, en hy vertel die verhaal van 'n soldaat, wat van die oorlog afgekom het, en by 'n vreemde huis aangeklop het, maar dit was die huis van sy vriend. En hy was verslete, hy was 'n bietjie vuil, of baie vuil, en toe hy aan die deur klop, en hierdie herehuis, dit was ryk mense, gesiene mense, in die Engelse familie, welgestelde Engelse familie, toe hy daar op die drempel staan, en die pa van die huis maak die deur oop, toe was hy nie eintlik lus vir iemand wat nou van straat afkom nie, want jy weet hoe lyk dit wanneer 'n boemelaar nou hier voor die deur staan, dis eintlik soos 'n boemelaar wat hy gelyk het. Maar die soldaat gee toe vir hom 'n brief. Hy sê vir hom, meneer, is dit die huis van so en so, en hy noem hulle naam, en hy gee vir hom 'n brief. En in die brief staan die volgende. Hy skryf toe, hy bring toe 'n brief van sy seun. Pa, skryf die seun, hier is 'n besondere vriend van my, en ek wil hê dat pa hom ter wille van my vriendelik moet behandel, wanneer hy by die huis kom. Nou raai wat het gebeur met daardie vuil en verslete jongman, toe hy by die deur klop. Hy word ingenooi, hy word bederf, hy word geklee, hy's gevoed, met liefdevolle entoesiasme is hy behandel, want sy konnotasie was met 'n vriend van sy seun. Net so maak Jesus vir ons die hemelse deur oop. Net so maak die Here Jesus vir u en vir my hemelse poorte oop, letterlik. Dis al hoe ons daar kan kom. So ons het gekyk na Jakob se familie wat 'n nuwe toekoms kry. Hulle het baie goed nuut gekry. Al hierdie geskenke, 'n nuwe blyplek, seën. Maar in die tweede plek, Jakob se familie kry nuwe klere. Ons het gelees in vers 22, hy het aan hulle almal, man vir man, dis nou die broers, 'n stel nuwe klere gegee. Maar aan Benjamin het hy 300 sikkel silwer en 5 stel nuwe klere gegee. Nou die 300 sikkel silwer en die 5 stel nuwe klere vir Benjamin was omdat Benjamin was sy eie boetie. Dit was nie 'n halfbroer nie, dit was sy volle boetie. Hy was lief vir hom, hy wou hom nog steeds bederf. Hy het geglo, dis die lyn van die Messias. Josef se geskenk van nuwe klere aan sy broers het 'n baie ryp en 'n diepe betekenis. Ek het herhaaldelik daarna verwys, ek gaan dit weer net vinnig noem. Kleredrag of die kleed begin by Josef se kleed. Hierdie besondere kleed wat sy pa vir hom gegee het. U ken die verhaal. Hierdie kleed is afgeruk en sy broers het hom in die put gegooi en toe het hulle die kleed gevat nadat hulle hom verkoop het en die kleed geskeur, vol bloed gemaak en van die bokkie se bloed gesmeer en dit vir sy pa gevat as bewys dat Josef dood is. In Egipte land kry hy nuwe klere want hy kry slaweklere. 'n Kleed wat hom net toemaak, slaweklere, niks besonders nie. En hierdie kleed wat hy dra as slaaf in die huis van Potifar, word toe ook die stuk wat mevrou Potifar afruk en gebruik as 'n bewysstuk weer eens van die valsheid waarmee sy hom waarvan sy hom beskuldig het. In die tronk word hy geroep daarna, 2 jaar of wat daarna, of miskien langer, deur Farao. En toe hy uit die tronk na Farao kom, gee hulle vir hom 'n nuwe kleed, want hulle was hom, en hulle skeer hom, en hulle trek hom aan. Hy kry nuwe klere, en hy staan voor Farao. En nadat hy aan Farao sy drome bekend gemaak het met die plan vir Egipte, lees ons, of het ons gelees in hoofstuk 41 vers 42, toe trek Farao sy seelring van sy hand af, en sit dit aan die hand van Josef, en hy het vir hom fyn linneklere laat aantrek, en die goue ketting om sy hals. Nuwe klere wat hy gekry het. En nou word die broers, so u sien die betekenis van hierdie klere, dit is belangrik, nou word die broers, wat Josef vroeër van sy kleed gestroop het, hulle word nou deur hom beklee, hulle kry nou nuwe klere, by die een wie se kleed hulle afgeruk het. En waarvan spreek dit? Dit is 'n simbool van vergifnis. Josef wat vir hulle sê, ek vergewe julle. Hierdie klere wat julle het my kleed afgeruk, ek gee julle nuwe klere, ek vergewe julle, ek seën julle. En dit is weer eens 'n baie sterk parallel na die Here Jesus in die evangelie, want die Bybel sê, wanneer 'n mens na hom toe kom in geloof, dan kry jy die klere van heil en die kleed van geregtigheid. Jesaja 61 vers 10, daar's baie liedere geskryf op hierdie konsep.
maar dit staan so in die Bybel. Ek is baie bly in die Here. My siel juig in my God, want hy het my beklee met die klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel. Sien nie die parallel? Hier gee Josef vir sy broers nuwe klere, want hy sê, ek vergewe julle. Dis verby, moenie dink, ek gaan hierdie dinge teen julle hou nie. Dis alles in die verlede. Verder, vers 24 het ons gelees, daarop het hy sy broers weggestuur, en hulle het vertrek. En hy het aan hulle gesê, moenie vir mekaar kwaad word op die pad nie. Ek dink dis so 'n bietjie pastorale raad, wat hy vir hulle gegee het. Sommige van die kommentaare sê, dit het te doen met, moenie skuldig voel nie. Want daar is iets in die Hebreëse grammatika, as jy nou gaan rafel aan die woorde, en ons het skaars tyd om by elke versie stil te staan, wat nog van die woorde te rafel, maar daar's 'n konnotasie van 'n skuldgevoel, en dan sê ander van die kommentare, maar die skuldgevoel maak dan gewoonlik dat, wanneer jy skuldig voel, dan begin jy met 'n ander ou, want dis mos altyd wat jy doen, is om die blaam dan te verskuif, en daarom sê Josef, moenie vir mekaar kwaad word op die pad nie, maar die evangelie is so duidelik, vooruit uitgebeeld, deur Josef, dis wat die Here Jesus wil hê. Kinders van die Here moenie vir mekaar kwaad wees nie, kinders van die Here moenie beklei nie, kinders van die Here moenie met hulle skuld loop, en dan vir mekaar begin vingers wys, ja, maar jy's dit, en jy dink net jy's beter as ek. Dis nie hoe die kerk veronderstel is om te wees nie. Die kerk is 'n plek waar mense by mekaar kom, en waar ons almal saam bely, ons is skuldig. Ons kan nie vingers hier wys en sê, jy dink jy's beter as ek nie, want almal van ons erken, ons staan skuldig. Maar deur die Here Jesus word ons vrygespreek, deur hom en deur sy evangelie het ons vrede met God. Daarom, moenie met mekaar beklei nie. Dis 'n baie mooi pastorale stukkie wat hierin uitstaan. Paulus stel dit so mooi in Romeine 5 vers 1, want dis waar eintlik alle vrede begin. Hy sê, omdat ons dan uit geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. En dis wat Josef hier vir sy broers eintlik wil sê. Ek het julle vrygespreek. Ek het julle vergewe. Moenie dink aan daai dinge nie. Moenie mekaar nou vyandig behandel nie. Moenie beklei nie. Net soos Josef se gawe, nuwe klere, versoening en vergifnis uitbeeld, so word kinders van die Here in die Here Jesus se geregtigheid, die kleed van geregtigheid beklee. En dan staan ons vandag voor hom. En ons kan hier sit. Dis waarom ons volgende week nagmaal kan vier. Want ons is voor die Here vry en regverdig. Ongeag. Ons kan nie nou hier sit en sê, ek was daarom nie so erg, of ek het nie so erg soos jy gedoen nie, of ek het nie so erg soos jy gedoen nie, of ek dink ek is daarom, nee, ons almal is skuldig. Maar in Christus is ons vry, en ons hoef nie skuldig te voel, skaam te voel, bang te wees nie. Ons is vry. So ons het gesê, Jakob se familie het 'n nuwe toekoms gekry. Ons het tweedens gekyk na Jakob se familie het nuwe klere gekry. In die derde en die laaste plek, Jakob se familie kry 'n nuwe hart. En hier is die kruks van die saak. Hulle het blykbaar na Josef geluister, want daar word niks gesê van 'n bekleierery op die pad nie. So ek neem aan, dit was 'n baie rustige roete. So terloops, ek het nou al 'n paar keer gepraat van die reis van Kanaan, Egipte toe. Die algemeen onder die ouens wat nou skryf en die praktiese, ek hou van praktiese ouens, want ek wil weet hoe dit gewerk. Hulle sê die reis het hulle omtrent 6 weke gevat. As jy nou, hulle was nie baie haastig nie, hulle het nie hoofweë gehad nie, hulle het te voet gereis met die esels wat hulle nou maar gelei het. 6 weke lank wat hulle moes reis, van Kanaan tot in Egipte land. So ons het gelees in vers 25, en hulle het opgetrek uit Egipte en in die land Kanaan aangekom, by hulle vader Jakob. Voorspoedige reis, dis noemenswaardig vir daai tyd, en natuurlik, ek glo nie hulle het beklei nie. Hulle kom toe tuis, en ek dink almal van hulle was half opgewonde om vir Jakob hierdie goeie nuus te vertel. Wat is die goeie nuus? Josef lewe nog. Josef lewe, want hulle het dit nou net besef. Hulle het besef toe hulle by Josef was. Vers 26. Toe hulle hom vertel, Josef lewe nog, en dat hy regeerder is in die hele Egipte land, twee goed gebeur. Het sy hart beswyk, want hy het hulle nie geglo nie. Nou ek wil hê jy moet saam met my net vinnig jouself indink, in die scenario wat nou in Jakob se hart moes afspeel.
Hierdie tydperk wat hy nou wag vir die broers, hulle is gestuur, hy het Benjamin saam met hulle gestuur, nou wag hy vir hulle om terug te keer. Dit was vir hom 'n marteling. Maar kan jy hom kwaadlik neem, as hulle terugkeer, en die eerste ding wat hulle sê is, Josef lewe nog. Hy het klaar vrede gemaak in sy hart, hy het in sy gemoed, het hy Josef klaar begrawe. Hy het niks gehad om te begrawe nie, hy het net die kleed gehad, maar in sy hart, in sy gemoed, het hy Josef reeds begrawe. En die afgelope klompie jare, 22, 24 jaar, presies hoe lang dit nou is moeilik om te sê, maar hierdie nagenoeg kwart eeu was vir Jakob, en ek tel my woorde, 'n lewende hel sonder Josef. Hoekom sê ek so? Ons het gelees in Genesis 37 vers 35, toe hulle vir hom vertel Josef is dood, toe hulle vir hom gelieg het met die valse bewysstuk van die kleed, Josef is dood, toe sy woorde, Jakob se woorde was, treurende sal ek na my seun in die doderyk afdaal. Met ander woorde, ek wil nie meer lewe nie. Ek sien nie meer kans vir die lewe nie. Nou soos baie ouers, en ek kan nie saam praat nie, want ek het geen benul wat dit moet wees, ek kan my net indink, maar ek kan nie sê ek weet wat dit is nie. Soos baie ouers, wat so tipe verlies gelei het, het Jakob net nooit herstel nie. Iets het in sy hart plaasgevind, en sy hart was net nooit weer dieselfde nie. Nou mag dit lyk na 'n siek grap wat die broers maak om vir hom te kom sê, Josef lewe nog. Luister, dis die tipe grap wat hy dink sy seun sal maak, want as jy weet wat hulle vroeër aan hom gedoen het, en ons weet, dan is enige iets moontlik. Maar die bewyse is egter daar. So toe hy hulle nie glo nie, nadat hy hierdie hart wat beswyk is, blykbaar 'n flou val, of hy kon nie dit vat nie, hy wou dit toe nie glo nie, later toe hy bykom, toe wys hulle hom die bewyse. Hier is die geskenke wat Josef gestuur het, vers 23. Net so het hy ook aan sy vader gestuur, dis nou die geskenke wat Josef saam gestuur het, wys hulle vir hom, 10 esels, gelaai met die beste goed van Egipte, en 10 eselinne, gelaai met koring en brood en voedsel, vir sy vader op die reis. Daarmee saam, vers 27, toe hulle hom al die woorde van Josef te kenne gee, wat hy met hulle gespreek het, en hy die waansien wat Josef gestuur het, om hom te vervoer, het die gees van Jakob, hulle vader, lewendig geword. Toe glo hy dit. Toe hy die bewyse sien, toe moet sy hart, sy emosie, inval by sy denke, by sy logiese denke, en sê, wel, hier is die bewyse. Hierdie seuns van my kon nie hierdie goeders sommer maar net opgemaak het. Hier is die bewyse. Die gees van Jakob het lewendig geword. Die waans, die geskenke. Dis die bewyse. Maar nou is daar 'n ding. Die rede waarom ek sê, Jakob en sy familie het 'n nuwe hart gekry. Ons het al 'n tyd lank stilgestaan by Jakob se pad met die Here, sy transformasie, sy verandering. Hy het kind van God geword by sy ontmoeting met die Here, maar nou is die Here nog steeds maar besig om met hom te werk. Maar nou, ek wil vir u sê, in vers 28 het ons gelees, sy reaksie, Israel het gesê, dis genoeg. My seun Josef lewe nog, ek sal gaan en hom sien voordat ek sterwe. Die ou Jakob sou net gekyk het na al hierdie geskenke, kyk na al hierdie wonderlike geskenke, 10 esels, 10 eselinne, gelaai met allerlei kosbarehede, al die geskenke, dit sou vir hom saak gemaak het. Nou is al wat in Jakob se hart lewe. En het jy opgelet, hy word Israel genoem. Josef lewe. Dit gaan oor mense, dit gaan nie oor goed nie, dit gaan oor mense. Jakob het 'n nuwe hart. Hy is Israel. Hy word weer Israel genoem. Jy onthou ons in Genesis 32 vers 28, waar die Here vir hom gesê het met sy ontmoeting na die stoeigeveg, na die worsteling, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het geworstel met God en met die mense en het oorwin. Jou naam is nie meer Jakob nie. Jakob is die ou mens. Israel is die nuwe mens. Nou sê hy Israel. Hy was vir 'n tyd Jakob weer. Hy het gesê, ek wil nie meer lewe nie. Ek sien nie kans nie. Ek wil nie aangaan nie. Dinge is te swaar. Kan nie identifiseer daarmee. En nou kom hy waar hy sê, Josef lewe. Ek sal gaan en ek sal hom sien. Sy lewe het teruggekeer. Hy het 'n nuwe hart gekry. Soos Jakob
of Israel dan nou, word kinders van God aangemoedig. Kyk na die bewyse. Wat is die bewyse dat Jesus lewe? Wat is die bewyse in die geestelike lewe, die dinge wat vir ons bewys sal wees dat Jesus lewe? Ek dink die belangrikste is, ons het die skrif, ons het die woord. As mense twyfel oor die woord, en moenie laat die woord ooit in twyfel getrek word in die hart nie. Die Bybel, ja, ons het probleme met ons vertalings. Die dominee kom ons baie keer en sê, ja, hier is nie so lekker vertaal nie, jy moet eintlik dit staan. Maar sekere goed kan jy nie aan karring nie. Sekere goed moet jy nie aan torring nie, as ek nou my ma se woord kan gebruik. Jy los sekere goed net so. Ja, die fynere dinge is miskien hier en daar, maar die Here Jesus het opgestaan. Wat sê die woord? Die graf is leeg. Daar's getuies wat met hulle bloed dit verseël het. Daar's soveel bewyse. Die Bybel staan as 'n eenheid met hierdie waarheid. Matteus 28 vers 5 en 6. Die engel antwoord en sê vir die vrou: Moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan, soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het. Kom kyk na die bewyse. As ons waarlik die Bybel glo, wil ek vir u sê, ons hoef nie op 'n vliegtuig te klim in Israel toe te gaan en te gaan soek na die graf. Ek is nie eers seker dat daar waar hulle vandag sê die graf is, dat dit noodwendig die graf was nie. Is moontlik dat dit nie is nie. Is moontlik dat dit is, ons weet nie. Maar ons het 'n Bybel. En as jy die Bybel werklik glo, dan sien jy in die skrif die bewys. Die bewys dat Jesus opgestaan het. Hoor wat sê die Here Jesus self, Lukas 24 vers 38-39 vir sy disippels. Hy sê vir hulle: Waarom is julle ontstemd of ontsteld, verskoon tog? En waarom kom daar twyfel in julle hart op? Kyk na my hande en my voete, want dit is ek self. Voel aan my en kyk, want 'n gees het nie vlees en bene soos julle kan sien dat ek het nie. Kyk hier, kom voel, sê vir sy disippels. En as ons dit lees, dan moet dit wees asof dit nou met my gebeur. Want dis wat die Bybel is, dis die waarheid. Hierdie waarheid, hierdie bewyse, hierdie transformasie wat Jakob deurgaan, illustreer vir ons God se genade, om vir ons hierdie bewyse te gee. Eens verteer deur verliese, sonde, ons harte word vernuwe deur die goeie nuus van die evangelie. Met sulke geloof en 'n gewilligheid om te gehoorsaam, is Jakob se reaksie: daar's hoop. Ek gaan opstaan, ek gaan na hom toe. Ek wil hom sien. En onthou, hy's oud, hy sal nie kan loop nie, maar daar's waans gestuur. Alles genadegawes wat die Here gee. Met hierdie vertroue en toewyding is krag nie nodig nie. Jy hoef niks by te dra nie. Ons kan nie iets bydra nie. Ons wil so graag, nee, want dis in ons aard. Jy kan niks bydra nie. Wat het jy om te gee? Jy kan niks gee nie. Gehoorsaam die Here. Sê soos Jakob: ek wil gaan, ek wil hom sien. Dit behoort ons hart te vernuwe. Elke keer wanneer ons dink en wanneer ons praat oor die opstanding van die Here. Sien nie die waarde van die belydenisskrifte? Sien nie die waarde van dit wat ons elke Sondag bely? Ons bely dat Jesus opgestaan het uit die dood. En hier is die deel wat ek nou baie kort geknip het, want ons gaan vanaand daaroor praat. En toe ek dit nou sien op die laaste, toe ek nou die skyfies maak, toe besef ek, maar hierdie boodskap kan sommer baie lekker kort wees. R.A. Torrey, die baie bekende prediker, het geskryf en gesê: I look at the cross of Christ and I know that atonement has been made for my sins. Onthou, ons praat nou oor die opstanding, so hy gaan nou by die graf uitkom, maar hoor wat sê hy: I look at the cross and I know atonement has been made for my sins. I look at the open sepulchre, dis die leë graf, die oop graf, and the risen and ascended Lord, and I know the atonement has been accepted. Ons gaan vanaand daaroor praat. Made at the cross, accepted through the resurrection. Wat is die gevolg vir u en vir my? R.A. Torrey stel dit so mooi. Hy sê: there no longer remains a single sin on me. No matter how many or how great my sins may have been. Vriende, dis die grootste wonder. En enige ou wat dit ken sal sê: amen. As ons nou in een van daai kerke was, dat ek nou
paar amens gehoor, want dis waaroor dit gaan. As die graf leeg is, beteken dit niks van my sonde is dan meer op my nie, want Jesus het die dood oorwin. Paulus sê in Romeine 8 vers 11, en as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Hierdie sterflike liggame lewend maak is nie net te doen met die opstanding, dis nie net die opstanding nadat ek gesterf het nie, ook nou, u en ek hoef nie soos Jakob te sit in sak en as en te rou, omdat Josef is dood nie. Nee, ons kan sê, ons Josef lewe, daarom kan ons lewe, daarom kan ons oor die dood oorwin, daarom kan ons hoef nie meer slawe van ons sonde te wees nie. Ons kan triomfeer. Hoe? Deur Jesus. Nou die vraag is, hoe sal u en ek dan reageer op die nuus dat Jesus lewe? Hoe sal ons reageer op die nuus, soos wat hulle gehoor het, Jakob gehoor het, Josef lewe? Hoe sal ons reageer op die nuus, Jesus lewe? Ek wil u aanmoedig om soos Jakob te reageer en te sê, ek sal gaan en hom sien. Ek wil hom elke dag sien. Ek wil elke dag 'n pad met hom loop. Ek wil hom graag sien in my lewe. Ek wil afsluit met 'n illustrasie wat ek gelees het, baie interessant. Vir baie mense sal dit eintlik niks beteken nie, maar hier is 'n geweldige diepte in hierdie saak wat neergeskryf is vir die waarheid. Dit was in 1982 en ek onthou die naam omdat ek daai tyd nog te jonk was om enigstens belang te stel in wêreldpolitiek, maar hy was op daardie stadium die algemene sekretaris van die kommunistiese party in die voormalige Sowjetunie. Sy naam, dit val lekker op die oor as jy van Russies hou, Leonid Brezhnev. Onthou julle die naam, hy was baie bekend in die 80er jare. Hy was eintlik maar die regeerder, omdat hy soveel seggenskap en hy was 'n baie groot leier, 'n baie prominente man. 10 November 1982 is hy dood. Onthou, kommunis in murg en bloed. Baie van sy nalatenskap is kommunisme, uit en uit. Jy kan dit gaan lees. Toe Leonid Brezhnev dood is, skryf hulle, by sy begrafnis op 15 November 1982, was daar baie wêreldleiers wat sy begrafnis bygewoon het. Hy is begrawe op die Rooiplein, in die Kremlinmuur. Maar die ou wat die getuienis gebring het, was George Bush, wat op daardie stadium visiepresident was. Visiepresident George Bush, 82. Hy sê, net voordat die soldate die kus toegemaak het, om weg te neem, het Leonid Brezhnev se weduwee langs die kus gestaan. En hy sê, in sy woorde, in die setel, die hoofsetel van ateïsme, kommunisme, sosialisme, het sy iets gedoen, wat eintlik gesien was, as 'n daad van rebellie, vir die scenario, maar daar het niks van gekom nie. George Bush het dit egter gesien, want sy weduwee het op sy bors, net voor hulle die kus toemaak, toe het sy op sy bors 'n kruis gemaak. En George Bush sê, sy het gehoop dat daar 'n ander lewe was, en dat daardie lewe die beste verteenwoordig is deur Jesus, dis hoekom sy die kruis gemaak het, en dat dieselfde Jesus haar man begenadig sou wees. So George Bush sê, haar hoop was, ek hoop my man was verkeerd, want dit wat hy geglo het, was verkeerd. Dink aan die scenario. En dit bring ons terug by die vraag, hoe gaan u reageer? Hoe sal u reageer op die nuus? Jesus lewe. Ons word groot daarmee, en ons word van kleintyd af geleer van die leë graf en al die dinge, en dis kosbaar. Maar as dit werklik waar verstaan word, en ek wil u uitdaag om vanaand te kom luister wat dit werklik behels, wat sal u reaksie wees op Jesus leef? Ek wil u aanmoedig, laat dit wees soos Jakob was. Ek sal gaan en hom sien. Moenie dit by u laat verbygaan nie.
Ek sal gaan. Ek wil hom sien. Mag dit in u lewe waar wees. Amen. Kom ons bid saam. Ons heilige Here Jesus, vanoggend se gedeelte, geskiedkundige deel, wat eintlik net 'n verhaal is, het ons direk in parallelle betekenis gebring met die opstanding van u seun Jesus Christus. En ons wil vanmôre, ons word uitgedaag. Wat gaan ons doen met die opstanding? En ons kan hierdie vraag eintlik baie maklik antwoord, want as ons dit werklik glo, as dit ons innige en opregte hartskennis is, dat u die graf en die dood oorwin het, dan kan ons nie dieselfde lewe hê as wat ons gehad het as ou mens nie. Mense word opgeroep om te sê, kom na die Here Jesus, word gered, glo die evangelie, glo in die Here Jesus, jy sal gered word. Om in u te glo, bring vir ons 'n nuwe lewe, dit bring nuwe hoop, dit bring seëninge. Maar vir u kinders is daar 'n heerlike vooruitsig. Want omdat u die graf oorwin het, is daar vir ons 'n ewige tuiste. Die belofte op 'n huis waar ons vir ewig saam met u sal wees. En dit sal veroorsaak dat ons nou in heiligheid leef. In heiligheid omdat ons u wil gehoorsaam, omdat ons u wil dien. Ons alles vir u wil gee. Ag Here, het ons dit nie nodig nie. Het ons nie nodig dat u 'n nuwe aanraking van hierdie waarheid vir ons sal stuur en ons opnuut bewus sal maak, Jesus lewe. Daarin wil ons lewe voortaan anders hê, anders maak, met nuwe doelwitte, nuwe mikpunte, nuwe drome, nuwe ideale. Kom doen dit vir ons, wees u vir ons dan daarin ook 'n God van naby.